Ons het reeds kortliks stilgestaan by die werk van God, asook die werk van Jesus. Alhoewel hulle een is, doen hulle tog verskillende dinge, leer ons hulle op verskillende maniere ken, en so ook die Heilige Gees, wat in sekere gevalle sigbare en ook onsigbare werk verrig. In 1 Korintiërs 12 vers 11 sien ek dat al hierdie dinge, die gawes van die Heilige Gees, is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Die werk van die Heilige Gees is om gawes uit te deel en mense bekwaam te maak vir die taak. Daar is verskillende dinge in Handelinge wat ons leer oor die werk van die Heilige Gees. Kom ons kyk na 'n paar daarvan. In Handelinge 1 vers 2 sien ek dat God gee bevele deur die Heilige Gees. En in Handelinge 5:32, die Heilige Gees is 'n mede-getuie. Handelinge 9:31, die kerk is deur die Heilige Gees versterk. Handelinge 13 vers 4, Barnabas en Saulus, of dan Paulus, is deur die Heilige Gees uitgestuur. Handelinge 15 vers 28, die Heilige Gees ondersteun 'n besluit wat geneem word. En dan sien ek 'n interessante geval in Handelinge 8 vers 21, dat Simon die towenaar probeer het om te werk. En dan word daar vir hom uitdruklik gesê, in hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Om werklik sinvol vir God iets te doen onder die leiding van die Heilige Gees, eis 'n gesindheid. Hierdie man het agterna tot inkeer gekom en besef hy het 'n groot fout gemaak. Kom ons hou ook ons gesindheid reg, sodat die Heilige Gees ons kan gebruik, sinvol gebruik om 'n goeie werk op aarde te verrig. Loop mooi.